Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In 1 Konings 17 lees 'n mens van een van die kragtigste voorbeelde van God se getrouheid en voorsiening. Elia het pas oordeel oor koning Agab aangekondig en toe het God hom beveel om by die kritspruit te gaan wegkruip. Daar het hy homself by 'n plek gevind waar hy afhanklik was van 'n stroompie water en kraaie wat vir hom kos aandra. Dit was hier in hierdie eensame, onsekere plek waar Elia geleer het wie sy ware voorsiener was. In 1 Konings 17 vers 4 sê God vir Elia: "En jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou." Die kraaie het vir hom in die oggend en aand brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink. Dit alleen is 'n wonderwerk. God het die kraaie se natuurlike instinkte oorheers om sy woord te vervul. En toe die spruit opgedroog het God nie vir Elia verlaat nie. Nee, hy het hom na 'n weduwee in Sarfat gestuur, iemand wat amper niks gehad het nie. En deur haar het hy weer vir Elia voorsien. En later, toe selfs daardie seisoen op 'n einde gekom het, sê die Bybel dat 'n engel gekom het en vir Elia versorg het. In elke seisoen het God 'n ander kant van sy voorsiening geopenbaar. Hy het die natuur gebruik om te voorsien. Hy het mense gebruik om te voorsien. En toe daar niemand anders was nie, het hy sy engel gebruik om vir Elia te voorsien. Jy verstaan dalk nie vandag hoekom sekere dinge in jou lewe opgedroog het nie. Maar 'n spruit wat opgedroog het, is nie die einde van God se getrouheid in jou lewe nie. Dit is dikwels net 'n teken dat daar nuwe dinge op pad is. God hou sy beloftes. Hy hou rekord van elke woord wat hy oor jou lewe gespreek het. Selfs dit wat jy al lankal vergeet het. Hy ken die beloftes in jou lewe wat nog nie vervul is nie, as ook die behoeftes wat niemand anders raak sien nie. Maak nie saak wat jy vandag in die gesig staar nie. Vertrou die een wat die kraaie, weduwees en die engele beveel. Die God wat vir Elia voorsien het, sal vir jou ook voorsien. Here, dankie dat selfs wanneer hulpbronne opdroog, U nog steeds voorsien. Help my om U te vertrou in elke seisoen van my lewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen.